Maker. Dankie my Vader. Dankie my Koning. Dankie Jesus. Red Here. Verlos Here. Reinig Here. Oh, dankie Jesus. Dankie. Ons aanbid Here. Ons aanbid Here. Ons aanbid Here. Ons aanbid Here. Ons aanbid Jesus. Ons aanbid Heiland. Ons aanbid genadige Vader. Ons aanbid Ster. Ons aanbid Jesus. Ons dankie. Oh, Jesus. Jesus. Verheerlik die naam in hierdie plek, Here, sodat die naam verheerlik mag word, sodat die wil hier mag geskied, Here, sodat U, my Vader, in elke hart, in elke gedagte geken mag word, Here, sodat U, Here, gevrees mag word, Here, in hart, Here, in siel, in gedagte, sodat U, my Vader, Here, ons sal bedien met die heilige krag. Ons prys die naam, ons loof die naam, ons aanbid die Jesus, die prediker van hierdie oomblik, die prediker van hierdie aand, omdat U voorberei het, omdat U uitverkies het, omdat U gereed gemaak het, om te kan spreek, Here, om te kan spreek, Here, om te kan sê, Here, so sê die Here van die leerskare, rek aan sy tong, rek aan sy lippe, rek aan sy gedagte, rek aan my Vader, sy grondgebied, mag oop, Here, mag los, Here, verheerlik die Here, in 'n plek soos hierdie, breek die afguns, breek die haat, breek die jaloesie, breek die droefheid, breek dit, Here, in Jesus naam, breek die kettinge, breek die planne van Satan, in Jesus naam, en hou hom onder die holte van die hand, Here, dat hy neem sonder U, Here, maar met U, hier kan beweeg, en hier, my Vader, U naam kan verheerlik, want U naam is balsam, stort dit uit, Here, op elke dronkaard, stort dit uit, Here, op elke hoogmoedige, stort dit uit, Here, op elke my Vader, wat opgekom het, om U, my Vader, te kom luister na die woord van U, die woord van verlossing, die woord van redding, die woord, Here, wat skerper is as enige tweesnede swaard, wat 'n pad is, 'n lig is, op 'n duistere pad, Here, 'n swaard is, wat al kan skerp is, die woord van U, dat die naam hierdeur verheerlik word, dat dit 'n spieël mag wees, waarin elkeen hom vanaand sal sien, in Jesus naam. Dankie, Here, dankie, Here, dankie, Here, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie, Here, dankie, dankie, Here, dankie, Here, dankie Jesus, dankie Jesus. Wonderlike eer en voorreg is dit vir my reg uit die hand van die Here om vanaand hierdie wonderlike geleentheid te gebruik om die bedroefde familie te groet. Ons glo tot hierdie tyd toe en die Here U al reeds getroos, al ons ouderlinge, diakens, pastore van verskillende bedienings, leierskappe, ons mense wat liefdebetooners wat vanaand hier is vanaand om die familie te kom ondersteun. Hierdie uitgepakte tent wat vanaand hier is, geliefdes, ek voel goed in my gees. Ek voel vanaand om net te bedien.
En ek glo vanaand dat u 'n seën weg gaan dra uit hierdie woord uit. Ek glo vanaand dat u 'n seën uit hierdie plek uit sal wegvat. Kom ons lees net gou die woord van die Here, dan beweeg ek in die naam van die Here. Matteus 9 vanaf versie 20. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Kom ons lees dit weer. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei, het van agter af gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Geliefdes, as ek kan ingaan by die vrou, die Bybel praat van 'n vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het. Die Bybel sê hierdie vrou het vir 12 jaar aan 'n bloedkondisie gelei. Wat beteken dat sy het nie genesing gekry van haar kwaal nie. Vir 12 jaar soek die vrou 'n geneesheer, 'n hulp, dat hierdie vrou op soek was. Sy bevind daar by die toordogter. Sy bevind daar by die waarsêers. Sy kry nêrens genesing nie. Onthou, om 12 jaar met 'n bloed te loop, wat nie lekker ryk nie, is nie iets lekker nie. Die vrou verloor haar karakter. Die vrou verloor haar vrou wees. Sy kan nêrens saam met mense staan nie. Want as sy kyk in haar eie lewe, dan voel sy is nie in 'n kring waar sy waardig voel nie. Nou die 12 pla my. As my opsiener praat van die 12, so hy gesê dat 12 beteken verlossing. Ek weet nie wat is het omtrent die 12 nie. Die vrou kan genees was by die 10de jaar, by die 11de jaar, maar juis in 'n 12de jaar kom haar genesing. Van hierdie 12 identifiseer haar verlossing. As ek kyk na die 12, dan is dit iets goed. En hierdie selfde jaar, in 9 Augustus, dan maak ek 12 jaar getroud. Ek weet nie wat sê die 12 vir my nie, maar die 12 het 'n antwoord. Die 12 het 'n antwoord. Die spesifieke 12 jaar in die vrou se lewe breek aan. Sy ken die Here nie. Sy het nooit gehoor van Jesus nie. Sy het nooit die Here gesien nie. Sy hoor van hom. En die vrou maak haar somme bymekaar. En dit was in daai jare wat die mense in skare gebeweeg het. En as ons praat van skare, dan praat ons baie min van 10-50.000 mense wat per dag met Jesus geloop het. Dit was onmoontlik vir die vrou om God te bereik. Maar omdat die vrou weet dat ek het die genesing nodig, sal ek nie kyk wie rondom my is nie. Hier is mense in die plek. Jou genesing is lankal verby, want jy kyk wie rondom jou is. Maar daar moet 'n plek in jou lewe kom waar jy moet nie rondom jou kyk nie. Al moet jy breek of deurkruip. Jou oorwinning is by die soem. Hierdie vrou sê dit maak nie saak nie. Ek sal deurbreek. Dan kan die Bybel sê, die Jode het almal eenders aangehad. Hulle het sulke lang rokke aangehad met die soem. In die boek van Torah sê hulle in Numeri dat 'n woord was gegee aan die Israeliete. Sê vir hulle moet tosseltjies maak onder die soem. Vandaar die kant. Jy weet, mense dra mantels, maar verstaan jy die waardigheid van 'n mantel? Hierdie manne dra die rok. En God sê vir hulle die tosseltjies. Hulle identifiseer die geboeie van die Here. Daar was ook 10 tosseltjies gemaak. Ek lees die getal was 4. Jy mag nie meer as dit gemaak het nie. Maar hulle beweeg in 'n ry. En vir die vrou om te buig, om die soem van die Here aan te raak, was heeltemal iets anders. As ek aangaan in die gedeelte, dan lyk ek die Hebreëse uitlegging vir soem. Die Hebreërs sê, as jy die soem van die Here aanraak in hulle taal, dan sê hulle Betsil Bekado. Wat beteken raak die soem
van die Here aan. En jy weet, as jy wil hê, jy moet God se soem aanraak. Wat beteken Bekado? Bekado beteken die soem. Jetziel beteken die geboeie van die dossels. Die vrou buig deur. En sy sê, vir my, ek wil nie baie dinge hê nie. Net die soem. Net die soem. Die Hebreërs, ek sê dan kyk so na my studies, en ek gaan en ek like die benaming van hoe die Hebreërs as soem identifiseer. As hulle hom sê, Jetziel Bekado, dan beteken dit kom ons raak die soem van die Here aan. Die mense vanaand jou deurbrak en lankal gekom het, maar omdat jy die mense is wat jou opbou, ek wil vanaand die familie in die plek sê, as jy wil iewers kom, jy moet die soem aanraak. Die oplossing is die soem. Jou deurbrak is die soem. Jou genesing is die soem. Dit wat jy wil hê is die soem. Ons dink jy dierbaar is. Daar's mense wat die Here wil fisies sien, maar wat weet hy sal nooit leef as hy God sien nie. Maar die vrou wat 12 jaar in bloedvloeiing leier, hy leer my dat jy niks ander nodig het, als ek net die druppel, die soem, en halleluja, dat is al wat jy nodig het, net sy soem, net sy soem, jy het niks anders nodig nie, die soem. Veronderstel geliefdes, in die tyd was dokters baie skaars. En die vrou se probleem van bloed. Jy weet mos hoe ryk bloed as hy doodstil staan. Dit gee nie 'n lekker reuk af nie. Vir 12 jaar het hierdie vrou probeer om die bloed onder beheer te hou. Maar hy kry nêrens genesing nie. Hier is mense in die plek, jy nou al jou geld op dokters gemors. Jy kry dan nie genesing nie. Jy kom lank aan. Jy het al sout op die dak gegooi. Die ding werk nie. Kom ek sê jou wat werk. Die soem van die Here. Die gebed wat lyk ek gaan nie in nie. Jy het het nodig. Ek wil vanaand my teestanders sê, ek het die soem van die Here nodig. En al moet ek kruip, al moet ek seil, ek soek net die soem. Ek sê ek soek die soem. Ek sê ek soek die Bekado. Ek soek die soem van die Here. As ek dit aanraak, geliefdes, kom ek sê u, weet jy wanneer sien 'n mens die wonderwerk van die Here? As jy oor die kleinste ding dankbaar is. Ek voorstel in hierdie week en pastoor praat. En pastoor praat en hy sê vir my, by Sondagse diens sê hy vir my, waar is die getuienisse? En die Heilige Gees lei my in die ding in. Daar is mense wat skam is om sy genesing te verkondig. Daar is mense wat bang is omdat jy vir hulle George om hande opgelet, sê jy nie jou getuie nie. Maar jou getuie kan baie mense bevred. Daar is mense, die Here sê my, die wonders en tekens het nie opgehou nie. Ons mense is ondankbaar. As ek elke dag water drink, sal ek bid vir water. Sal ek die genesing sien? Nee, ek sal dit nie sien nie. Want ek sien nie die genade in die kleinerige dinge nie. Geliefdes, ek verstaan hoekom die vrou neergebuig het. Sy was behoeftig. Sy soek die genesing. Het jy jou al ooit in 'n situasie bevind waar jy sê, dis my ding. Ek sal moet buig. Ek sal moet gryp. Daar is alles wat nie maklik kom nie, man. Jy sal moet gryp op Boeta. Jy sal moet buig om vir God in die
nie sê dat jy die Here gekry nie. 'n minuut se gebed sê jy nie die Here gekry nie. Maar wanneer jy die Here kry, wanneer jy krip, wanneer jy deur vernederings gaan, wanneer jy gebeledig word, wanneer jy beskinder word, en terwille van al die dinge, dan staan jy in die geloof, dan kan ek sê jy is by die Here, dan kan ek sê jy sy soom kasandala, dan kan ek sê jy sy soom aangeraak. Die soom het ek aangeraak. Hallo, iemand praat met my in die week, hy sê vir my pastoor, ek leef in die huis, ek my man het my gelos, ek is alleen, ek het die werkie. Ek sê, jy sal jou op om 'n krepeer vrou, stand op, maak jou CV, doen aansoek, moet jy iets doen. Die vrou het iets gedoen, sy het gekryp. Sy het gekryp. Hoor wat sê Jacob? Jacob het nog nooit die engel gesien nie. Maar toe Jacob die engel kry, toe sê Jacob, ek los jou nie, maar breek liewer my heup. Daar is 'n lied wat sê, I don't believe that he will brought me this far just to leave me. Ek glo nie die Here gaan my hier bring en my 'n skandale maak nie. Daar is krag, daar is oorwinning. Oh, Hosanna, 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 Hosanna. Hier die minerals, hier die myne behoort aan ons. Maar jy kan dit nie kry nie van jy kruipie. Jy leef by die huis, loop een e-mail soos 'n mens wat lyk jy klaar die werk gekry. Ander mense sal dit maklik kry, maar jy moet kruip. Jy moet kruip. Woe mense, hierdie boodskap maak my warm. Weet jy hoekom moet jy kruip? Want jy's 'n kind van God wat 'n getuie moet kom aflewer. Ek het my skoene stukken geloop, hier op besoek toe, die het my gebrand, my vel het skade opgedoen, maar deur alles het ek die werk gekry, van Paulus sê, ek is meer as 'n oorwinnaar, deur hom, wat my die krag gee. Dierbares, 'n mens moet nie opgee op jou droom nie. Jy moet deurdruk. En die moeilikste area van my lewe, as 'n voltydse man, was daar mense wat my gesê het, los die ding. Die ding werk nie vir jou nie. Die ding is nie vir jou nie. Maar wat het ek gemaak? Ek het gekruip. Ek het deurgedruk. En ek druk nog steeds die. Kom ek leer hier vanaand. Vir die vrou om neer te buig. Om die vrou om my soom aan te raak. Moes die vrou vir haarself sê, maar ek sit met die probleem. Dierbares, wat vir my deur mekaar maak by die skrif, hoe het die vrou geweet dis Jesus? Hoe het hy geweet? Van en nou die Jode het eenders gelyk. Hulle is 'n velkleur, hulle is 'n haardraad en hulle het eenders se rokke aangehad. En jy kon nie vir Jesus tussen hulle identifiseer nie. Van hulle was eenders van kleredrag, van gedagte, van aangesig. Maar die vrou maak haar skatting reg. Die vrou maak 'n besluit. Die vrou ruk hom reg. Die vrou vergeet van die bloed. Sy maak haar mind op. Sy sê vir haarself, ek sal buig. Die vrou kon gedood het, man van die Here. Want die Bybel klassifiseer dit as skare.
Sy het deur gekruip. En sy het wat gemaak? Net die soom. En toe Jesus agterkom, toe vra iemand het my aangeraak. Daar is 'n lied wat sê, touching Jesus, it's all that matters. Ek weet nie waar is die soom nie. Die soom kan in 'n lied is. Die soom kan in 'n koortjie is. Die soom kan in 'n boodskap is. Die soom kan in jou glories is. Waar? Ek wil hê, as ek so preek, dan moet jy glory man, want hy is jou soom. Wow! Here dankie. Die soom, hy kan lê aan 'n atmosfeer. Here, dankie. Die soom. Shanda was kandogo. Here praise. Here kampati. Hier is soom. Kan jou lied wees. Sommige keer staan die mense moedeloos op. Maar jy is verantwoordelik. Nou hoor my nie. Kom ek sê gou hierdie gedagte. Daar is 'n lied wat sê, jou seer is dat nie jou probleem nie, of jou, maar jou genesing is jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid om jou reg te ruk. Dis jou verantwoordelikheid om happy te wees. Dis jou verantwoordelikheid om jou genesing te kry. Om te sit op een plek en te krepeer sal nie help nie. Dit sal nie help nie. Jy krepeer, jy heil, staan op. Jy het die soom nodig. En mense dink vanaand dat vir die vrou, dit was 'n maklike ding om net deur te buig. Ag, kom ek gaan net na die Here toe en ek gaan raak sy soom aan. Dit was so eenvoudig nie. Sy het dat kats by mekaar gemaak. Sy het tot besluite gekom, ek moet die Here aanraak. En hier is mense wat die soom gemis het. Dat is soos iemand se redding. Die stem van die Here sê nou vir mense in die plek, die is jou geleentheid om te bekeer. As jy die soom mis, dan gaan jy nooit die Here kry nie. Die soom kom met geleentheid. Die soom kom soos ek gesê het, aan 'n atmosfeer of 'n boodskap soos hierdie. En dan moet jy vat. Dan moet jy raak. Van hy kom. Weet jy hoe is onze mense? Onze mense soos die man wat vir 35 jaar by die bad gestaan het. Elke keer as daar iemand inspring, dan het die man 'n verskoning. Nee, ek sal nie nou inspring nie. Dis nie my tyd nie. Kom ek gee 'n kans. Elke keer as hy wil inspring, moet jy moet loop met die evangelis. Jy moet loop met my pa. Ek wil bedien. Jy moet nou oral daar hou. Hou hom daar my kind. Hou hom daar. Prys jy. Jy weet mos ek is 'n veldsman. Ek moet in die hoogte bly. Hou my daar. En die man wat daar by die pad geleer het. Hy sien nie sy geleentheid nie. Hy sien nie sy oomblik nie. Hy klaar 35 jaar sit hy wag. Hy kan hom iemand aangerol het. Hy kan hom aangerol het. Hier is sommige van ons. Jy sal ingejomma word vir 'n werk. Maar hier is van julle wat jy sal moet heil vir 'n werk. Hier is van julle wat sal moet kry vir 'n man. Maar daar is anders wat het maklik. Wat het maklik sal kry. Maar jy sal moet moeite doen. Jy sal moet kry. Jy sal met jou nerve afkom.
Jy hoor mos hoe sê die vrou is dis my man nie. Want hy weet waar het hy ingesit om by die man te kom. Ek het my nerve geskier. Ek het my liggaam gegee. Here, prys U. Oh, Sana! Oh, Sana! Sê die swam! Nou luister. Daar is mense wat dokter toe moet gaan vir sy genesing. Maar dan krijg je daar is mense wat net die hand opleg. Zie je waar komt die somer? Die vrou het iets gedoen. Sy het opgetree om haar soom te kry. Daar is ander kinders. Die kar is erom gebles net. Sy het eens gewerk of gesweet. Maar jy sal moet sweet. Verstaan jy die soom? Die kyk sê, so lang soos wat ek gehuil het, gaan my die kans nou om so ook te lag. Daar is 'n seisoen in 'n mens se lewe waar jy net huil. Maar daar kom ook vet jare aan. Daar kom ook blydskap jare aan. Daar kom oorwinning jare. En ek wil vir iemand vanaand sê, moenie moedeloos word nie. Jou blydskap jare kom. Jou deurbraak kom. Hou aan. Oh, Jesus. Here kan bid nie. Blydskapjare kom aan. Dit breek aan. Here, ek prys U. Ek kan net so sit daar my broer. Ek is nou by julle, ek is nou by julle. Jou blydskapjare, dit breek ook aan. Maar jy sal moet deurbreek soos hierdie jong man. Jy sal moet deurkom. As jy 'n tree gee, dan gee die Here 2 tree. God bied 'n geleentheid aan vir jou om net die soom aan te raak. Jy het net die soom nodig. Jy het net die soom nodig. Jy het net die soom nodig. Jy het die soom van die Here nodig. Jy het die soom van die Here nodig om dit aan te raak. Jy moet buig. Jy moet buig. Daar's ander kinders wat college toe gegaan het. Jy sien nie voorreg om college toe te gaan nie. Jy sal met deurbreek, ou kind. Jy sal met iets maak met jou situasie. Jy sal met werk om die soom van hom aan te raak. Geliefdes, ons kan op die bene staan. Ons kan op die bene staan. As daar mense is in hierdie plek wat wil die soom aanraak. Ek wil 'n uitnodiging maak vir mense wat die soom nodig het. As jy 'n siekte het, as jy 'n probleem het, dan kan jy vanaand na vore kom. Ek wil vanaand saam met jou bid. Ek wil vanaand bid dat die Here jou radikaal verander. En ek vra vanaand, as daar mense is wat sukkel met drank, met tabak, met rook, kom na vore. Moenie bang wees nie. Jy moet net die soom aanraak. Ons dankie vir hulle wat uitstap. Ons weet daar is nog baie mense. U kan na vore kom, u kan na vore kom. Ons weet daar is nog mense wat die soom wil aanraak. Dankie vir hulle wat uitstap. Die Bybel sê hierdie sondaars wat na die Here toe moet kom. Mense wat verlore is. Dankie, julle kan nader kom my broers. Die soom van die Here. Kom julle nog nader na my toe. Julle kan so lyne staan voor my. Ek sal vra dat die werkers my help. Ja, help julle my net hier dat die mense langs ons staan. Prys die Here. Halleluja. As daar nog mense is wat wil deelneem aan hierdie plek, dan kan die bykom hierdie altaar. Sandarabakos sandala. Edarabakos sandala bahunduluba. Here, dankie raak aan my God. Vat weg die drankprobleem. Jesus.
Bosmasburg in gevangenis. Onze kinders lê in drugs. Onze kinders gaan verloor. Here, maar ek gewaar in my gees 'n herlewing veldtog. Waar kragtige dade
wonders en tekens gebeur. En ons vier die vuur van die Here kan ons steeds mense wat in drank is genees. Here, ons soek nuwe getuienisse. Ons soek mense wat sê ek is geverkrag. Maar ek kom met my getuie. Ek kom met my getuie. Heilige Vader. So, Here, dankie. Here, baie dankie. Ons kry net so oomblik, dan sluit ek af. Here, dankie, bid vir jouself, bid vir jou kind. Bid, jy weet mos daar by die lewe, die kind wat so rook en drink, die rou kind. Vanaand moet jy aan die soom raak. Die soom kan glory wees. Jou soom kan gebed wees in hierdie atmosfeer. Al lig jy net jou hand op en jy kan nie saam bid nie. Dit kan gebeur. Dit kan gebeur. Wow, dit kan gebeur. Vader, dit in die atmosfeer. Vat het vanaand in die atmosfeer. Ek wil jy my nie vanaand hierdie atmosfeer onderskat nie. Vat het in die atmosfeer. Vat het vanaand. Vat het vanaand. Vat het vanaand. Dankie.